vriende, baie welkom by die kerk. Het is so lekker dat julle hier is. Maar ek wil vir ons bid en dan gaan ons aangaan. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, dankie vir die voorreg wat ons het as kerk om so by mekaar te wees, Here. Ons het die voorreg, Here, om U persoonlik te ken, Here. En ek bid vir my en vir elkeen persoonlik hier, elkeen aanlyn vanaand, Here. Mag U iets nuuts in ons hart doen en hoe ons in verhouding met U leef. Hierdie storie, Here, waar U die tempel kom reinig, Here, herinner ons dat U die tradisies en die norme van kultuur afgebreek sodat ons in persoonlike verhouding naby aan U kan leef. En ek bid vir elkeen van ons wat hier is vanaand, of dit is uit persoonlike dringendheid en opgewondenheid en verhouding met U, en of dit is uit tradisies en uit godsdienstigheid. Ek bid vir elkeen van ons wat hierdie woorde hoor, dat daar iets in ons wakker gemaak sal word vir 'n dringendheid, Here Jesus, om binne U wil en binne 'n verhouding met U te leef. Mag U verheerlik word in ons tyd hier saam, Here, en mag U Heilige Gees ons so kom help vanaand en die woord vir ons kom opbreek. Ek wil vra dit, Here, in Jesus naam. Amen. Wonderlik. Nou, ek dink in hierdie volgende 3-4 maande gaan jy baie inligting rondom die boek en evangelie van Johannes hoor. En iets wat ek dink ek jou in wil aanmoedig, wat ek jou in wil baie sterk aanmoedig, is dat jy 'n studie oor die boek Johannes ook sal gaan doen. Johannes is nie soos die ander 3 evangelies geskryf nie. Matteus, Markus en Lukas, as jy Matteus, Markus en Lukas gaan lees en jy lees Johannes, gaan jy sien dat baie van die goed wat in hierdie 3 evangelies opgeskryf is, vind ons nie noodwendig in Johannes nie. En al die goed wat Johannes baie keer oor praat, vind ons nie noodwendig in al die ander evangelies nie. En dis nie 'n fout nie. Ek dink is belangrik dat jy hierdie weet, as ons vandag kyk na die reiniging van die tempel, voel dit vir baie ons baie keer so, Johannes is die uitsondering. Hy is so of die vreemde ou wat dit in die begin van Jesus se bediening plaas in Johannes 2. Matteus, Markus en Lukas plaas dit in die laaste week van Jesus se bediening, die week voor sy kruisiging. Dis onder andere een van die klomp verskille wat ons tussen Johannes en Matteus, Markus en Lukas vind. Baie van die gelykenisse en die wonderwerke wat Jesus in die ander evangelies gedoen het, kry ons nie eintlik in Johannes nie. En ons sien so Johannes se gesindheid in die hart waarmee Johannes skryf, die evangelie, is baie anderster as dit van Matteus, Markus en Lukas. Nou, ek wil hierdie sê, ek dink dit is belangrik dat jy moet weet, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, die evangelies was nooit geskryf dat jy al die boeke in een kon sit en dat dit sou 100% in lyn gewees het. En die rede daarvoor is nie omdat dit teologies verkeerd is, en die rede is die boeke, die evangelies was nie bedoel om kronologies korrek te wees. Die mees kronologiese boek in my oortuiging is eintlik Lukas. Maar die boeke was nie primêr geskryf dat dit kronologies reg is nie. Die boeke was primêr geskryf om tematies en teologies korrek te wees. En daarom sal jy sien in die verskillende evangelies dat goed op verskillende plekke geskryf word. En so daarom is dit belangrik dat jy 'n bietjie 'n studie gaan doen oor wat was die hart van Matteus en die gesindheid van Markus en die fokus van Lukas en hoekom Lukas en Johannes dan nou effektief geskryf was. En so ek wil jou so 'n bietjie met dit help. Ek dink dalk voor ek by dit uitkom, ek wil dalk net eerstens hierdie kwessie aanspreek van Johannes wat hierdie reiniging in die begin van Johannes plaas. Want dis ook die belangrikste kwessie wat baie ons het met die reiniging in Johannes 2. Nou, daar's 2 oortuigings rondom hierdie reiniging van die tempel in die begin van Johannes teenoor al die ander evangelies aan die einde. En die een is dat daar meer as een reiniging van die tempel was. En die ander oortuiging is dat Johannes het nie dit eintlik teologies verkeerd geskryf nie. Hy plaas dit intentioneel in die begin van Jesus se lewe vir 'n baie spesifieke doel, wat in lyn is met hoe hy die boek skryf. Nou, die ouens wat glo dat daar was meer as een reiniging, daar is teoloë wat oortuig is van dit glo, en die hoofargument eintlik teen hierdie is, en julle gaan dit nou sien ook, hierdie was nie 'n klein gebeurtenis wat Jesus hier doen nie. Dit was 'n verskriklike groot gebeurtenis wat Jesus hier maak. Wat eintlik, mense het notisie geneem van Jesus wat hierdie gedoen het. En so die moontlikheid dat Jesus enigstens weer in die tempel dit sou kon gedoen het, is eintlik nul. Hy sou heel moontlik gearresteer geword het, omdat hulle hom sou herken het, en hy nie daar toegelaat sou geword het deur die Joodse leiers. En so die meerderheid ouens wat glo daar was 2, kan nie eintlik verby hierdie argument kom nie, want dit is waar so. Hierdie was die heiligste van heilige plek vir die Jode, en iemand wat eintlik kom doen wat Jesus hier doen in Johannes 2, sou nie weer eintlik daar toegelaat geword het nie. En so dan moet ons eintlik draai na, soos die oortuiging dat Johannes eintlik die reiniging van die tempel in begin sit dit vir 'n baie spesifieke doel, en dit vorm in lyn met die doel waarmee hy die hele evangelie skryf. En so met dit moet ons dan so 'n klein bietjie agtergrond hê, net van Matteus, Markus en Lukas. Ek het nie hierdie timer gestel nie. Ons gaan julle baie lank besig vanaand. Ek is so opgewonde oor al hierdie goed. Ek wil dit net timer. Alright. So ek dink belangrik as jy Matteus gaan lees. En ek wil jou aanmoedig dat jy 'n studie oor hierdie ook sal gaan doen. Dit sal so goed wees. Jy sal so gerig word in jou verhouding met die Here as jy net 'n bietjie 'n studie gaan doen oor die 4 evangelies. Maar in kort, Matteus, die boek Evangelie Matteus, hy skryf oor Jesus primêr as die Messias en die koning. Ek is mal oor Matteus. Hy skep so die autoriteit van Jesus wat die Messias is en oor sy koning, en sy hooftema in die hele boek Matteus gaan oor die koninkryk van God wat moet geskied. Die koninkryk van God wat moet kom. Die koninkryk van God wat was, die koninkryk van God wat is, en die koninkryk van God wat gaan kom.
Die primêre fokus van mense vir wie Matteus hierdie geskryf het, was vir Jode. En sodat hulle vir Jesus sal leer ken as die Messias en die koning, en dat sy koninkryk sal geskied. Markus aan die ander kant, hy skryf oor Jesus as die seun van God wat autoriteit gehad het en wat kom dien het en kom lei het. Hy skryf oor die grootheid van die Here Jesus, oor sy autoriteit. En sy fokus was eintlik nie net vir Jode nie, dit was ook vir Romeine. En die hart van hierdie is dat hulle sou besef het dat Jesus is die enigste ware God. Hy is die een wat autoriteit het, nie al die gode wat die Romeine aanbid het nie, maar dat hy die hoof God is, die enigste lewende God wat die autoriteit het oor lewe en dood. En die tema in Markus is eintlik maar dat hy praat baie oor die invloed van wat Jesus gehad het. Die autoriteit van wat Jesus gehad het, maar hy praat ook meer as enige ander evangelie oor die belangrikheid van disippelskap. En as jy 'n studie wil doen oor disippelskap en jy wil die evangelie lees, gaan lees Markus. Markus praat baie intentioneel hoe ons mekaar eintlik in disippelskap moet oprig en mekaar moet help. Lukas aan die ander kant wat baie tegniese skrywer was. Hy was baie slim, hy was baie geïnteresseerd in baie detail rondom Jesus se lewe. En hy skryf oor Jesus as die seun van God en die verlosser vir die wêreld. Dis my so mooi hierdie. Dis Lukas wat primêr fokus op die verlossing van die Here Jesus is vir die hele wêreld. Sy skrywers of die lesers wat vir wie Lukas primêr geskryf het, was vir die Grieke gewees, vir nie Jode nie. Dat hulle ook sou weet die evangelie van Jesus is ook vir hulle. En dit is so mooi, Lukas het so 'n persoonlike verhouding gehad in die manier hoe hy skryf. Hy het so belang gestel in mense. Hy het so gefokus, hy is by verre meer die disipel wat eintlik een van die evangelies geskryf het, wat fokus op arme mense. Mense wat sukkel, mense wat dit moeilik het. En hy is die ou wat primêr fokus in sy evangelies op die werking van die Heilige Gees, wat vir ons sin maak dat hy dan ook Handelinge skryf, die Handelinge van die kerk. En dan kom ons by Johannes, wat heeltemal dit anders geskryf. Johannes fokus op Jesus as die ewige seun. Ons het dit in Johannes 1 gelees. Hy is die Logos God, hy is die ewige God. Hy is die ewige seun van God. Maar dis ook Johannes wat primêr fokus op Jesus as die mens God. Dus kom ek hou van Johannes, dit is my so persoonlike boek. En enigiemand wat nie tot bekering kom, moedig ek aan om Johannes te gaan lees, want dit is vir ons maklik om met die prentjie wat Johannes van Jesus te skep te vereenselwig, omdat hy mens was. En so is Johannes, hy fokus op Jesus as die ewige seun van God en die God wat mens geword het. Hy skryf vir Jode en nie Jode nie, hy skryf eintlik vir 'n groot groep mense. En Johannes se fokus in sy boek gaan die heeltyd oor wie God is. Hy is die skrywer in sy evangelies wat so heeltyd die ek is stellings van Jesus eintlik raakleer. Al die stellings wat Jesus noem van wie hy is, kom in Johannes voor. En dis ook Johannes wat primêr fokus op die goddelike natuur van die Here Jesus. En dis uit hierdie gesindheid wat ek oortuig is dat Johannes die reiniging van die tempel in die begin van sy bediening stuur om die autoriteit van Jesus te bevestig as die oorsig vir die res van sy evangelie. En dis uit hierdie wat ek jou wil aanmoedig dat ons dan na Johannes 2 vers 13 tot 22 ook sal kyk. En ons gaan dan begin. Soos jy jou Bybel het, kan jy oopmaak daar by Johannes 2 vers 13. En Johannes begin hierdie, hy sê die Paasfees van die Jode was naby en Jesus het daarvoor na Jerusalem toe gegaan. Nou Paasfees was die fees wat die Jode elke jaar gevier het as 'n herinnering dat God die Jode, die Israeliete, kom bevry het uit Egipte van slawerny uit. En so wat gebeur het is die laaste plaag was dat die eersgeborenes sou doodgemaak word en die Here het vir sy volk gesê hulle moet 'n lam slag en met die bloed oor die deurkers smeer sodat wanneer die engel eintlik oor julle huis kom dat daar nie iemand doodgemaak sal word. En die Here kom bevry die Israeliete in hierdie en vir die res van die Israelitiese volk se bestaan het hulle jaarliks Paasfees gevier as herinnering dat die Here hulle verlos het uit slawerny. Daar was klomp offers gegee, daar was klomp tempelbelasting wat saam met tyd bygekom het. En mense sal reken dat en hierdie fees is ook 'n week lank, so dis 'n lang week sodat klomp mense na die Here toe kan kom en offers kan gee. Mense sal reken dat as hierdie so groot ding in die Israelitiese en die Joodse geloof was, is dat wanneer Jesus daar sou kom, sou mense gereken dat mense op hulle knieë is. Mense sal reken dat hierdie volk God aanbid uit dankbaarheid en uit eer en agting vir die Here, sou hulle hom geëer het en hom aanbid het en offers gebring het om 'n mooi regte verhouding met hom te leef. So wat mense sal reken, Jesus sou vind op hierdie tempelplein. Maar wat ons hier vind in vers 14 is alles behalwe dit. Jesus, vers 14 sê Johannes, op die tempelplein het hy verkopers van beeste, skape en duwe gekry en die van geldwasselaars wat daar gesit het. So in plaas van mense wat God aanbid en hom vir hom sing en hom eer en offers vir hom gee, is daar hierdie klomp mense wat besigheid doen. En daar's klomp diere en daar's klomp mense wat geld probeer maak en daar's klomp mense wat so fokus op die materialistiese goed van hierdie wêreld. Dis waarop God instap. Nou, ek wil vir jou 'n bietjie konteks gee van hoe hierdie tempelplein gelyk het, want ek dink in ons kop 2000 jaar later dink ons daar was dalk 50 mense en daar was dalk 50 beeste en skapies en dis nie regtig die geval daar nie. So ek wil vir jou 'n prentjie wys van hoe hierdie tempel gelyk het. 20 jaar voor Jesus gekom het koning Herodes hierdie groter deel om die groot tempel gebou.
En so daai inner court is soos wat ons die tempel effektief ken van die Ou Testament. Daai eerste, ek praat nou van daai sentrale middeldeel. As jy daar by daai deur ingaan, het jy eerstens die court vir die vrouens gekry, dis waar die vrouens God kon aanbid het, en in 4 hoeke was daar 'n klomp stoorplekke vir 'n klomp goed, en as jy by die volgende deur ingegaan het, daar by die inner court is waar die Jode hulle offers kon gedoen het by die priesters, en die heel holies of holies in die heel binnekant is die plek waar die priester effektief alleen 1 keer per jaar kon ingegaan het om die finale offers te gee. Nou 20 jaar voor Jesus gekom het koning Herodes hierdie groot meer om die groter tempel gebou, en hy het hierdie groter ekstra deel gebou waar die court of Gentiles was. Dis waar die nie-Jode vir God kon aanbid het nie. En so, ons dink aan hierdie area as nie 'n baie groot area nie, maar daai ekstra area wat koning Herodes daarby gebou het, was min of meer 14 hektaar gewees. So net konteks, vir die idee hoeveel rugbyvelde daar is, Marco, waar het ons nog geland op rugbyvelde? Is ons nou op 25? 25 rugbyvelde. Ons het die wiskunde elke diens verander, maar dis min of meer dieselfde. Moenie worry nie. Dit is nie so, of het nou 20 rugbyvelde en of het nou 30 rugbyvelde is, dis baie oppervlakte. So, dit was 'n groot area waar die nie-Jode eintlik vir God kon aanbid het, en dis in hierdie area waar Jesus opstaan, die tempelplein, waar hy opstap en hy kry eintlik al hierdie beeste en al hierdie mense besig om geld te doen. Nou, weer eens, ek dink ons kyk na daai groot foto en ons dink so, maar daar gaan nie so baie mense daar wees. In Jesus se tyd in Jerusalem het daar min of meer 25 tot 30.000 mense gebly. Reg deur die jaar. Dis min of meer die inwoners van Jerusalem. En met hierdie Paasfees, hierdie jaarlikse weekfees, wat al die Jode en nie-Jode wat aan God behoort het, na Jerusalem toe gegaan om hulle offers te gee. Hulle moes hulle offer gee, jaarlikse offer, en hulle moes die tempelbelasting betaal. Dis die twee goed wat hulle moes doen, om in regte verhouding met God te leef. En so in hierdie tyd was daar min of meer tussen 150 en 200.000 mense, wat in hierdie week na Jerusalem toe gekom het. En so, die kommentaar oor hierdie sê dat daar was duisende, moontlik honderde duisende diere in hierdie omgewing. Daar was moontlik duisende, moontlik honderde duisende mense op beslag daar in die tempelplein, besig om beeste en skape en duwe te koop, besig om geld te verruil sodat hulle vir God kon aanbid het. Nou die probleem hier wat ons hier lees, is dat hier was nou die klomp beeste en die klomp diere en hier was die klomp ouens wat geld moes geruil. Die rede daarvoor is, al die Jode en nie-Jode wat na Jerusalem toe gekom het om die offers te gee het nie meer met hulle diere so toe gegaan nie. In die begin het hulle met hulle diere gereis na die tempel toe, sodat hulle daar hulle offers kon gegee het. Maar soos tyd verloop het die Joodse leiers eintlik baie van hierdie korrupt geraak. En daar was 2 redes hoekom hulle eintlik ouens verhoed het om hulle eie diere te bring. Hulle het eintlik gesê dat dit is nie meer goed genoeg diere nie. En so, jy moes toe diere eintlik op die tempel koop, sodat dit goed genoeg was, sodat jy offers kon gee het. En die tweede probleem met hierdie was, is dat hierdie ouens wat die diere verkoop het, in elk geval heffings gehef op hierdie diere, sodat dit soveel duurder gemaak vir mense om offers te bring vir die, wat eintlik veroorsaak het dat klomp mense nie offers vir die Here kon gegee het nie. So aan die een kant het die klomp hierdie besigheidsouens wat in die boerderykant ouens verhoed om by die Here uit te kom. Buiten dat hulle op die verkeerde plek is, hulle het dit altyd buite die tempelplein gedoen. Doen hulle dit nou binne die tempelplein, en binne in die tempelplein veroorsaak hulle ook en verhoed hulle dat mense die offers vir die Here kan bring. Maar aan die ander kant, die ouens wat geld wisselraai gedoen het, die hart en die rede daarvoor is, een keer jaar het al hierdie klomp verskillende mense van verskillende denominasies Jerusalem toe gekom om God te aanbid, en hulle offers te gee, hulle tempelbelasting te betaal, en so daar was klomp verskillende geldeenhede in daai omgewing. En so die Jode en die Romeine in daai tyd het besluit, ons gaan een geldeenheid kies, wat ouens dit toe moet wissel, sodat hulle in dit die tempelbelasting by die tempel kan gee. Die moeilikheid op hierdie is, hierdie geldwisselary het ook heffings op hierdie geplaas. En so, die rede hoekom hulle dit verander het, is al hierdie ouens se verskillende geldeenhede het verskillende goed opgehad. Party het verskillende tekens opgehad, party het verskillende gesigte opgehad, en die Jode het hierdie gesien as afgoderry as jy iets soos dit binne in die tempel bring. En so daar was gesonde reason agter dit, maar in hierdie het hulle ook klomp geld gemaak, dat ouens hulle geldeenheid moes verander na hierdie tempelbelasting geldeenheid, die Tyrannian shekel, en dat hulle in hierdie eintlik heffings op betaal, en so hulle het mense op al twee vlakke bedrieg, wat baie mense verhoed het, dat hulle tempelbelasting kon betaal, en dat hulle offers vir God kon bring, en verhoed dat hulle in regte verhouding met God geleef het. Dus heeltemal die teenoorgestelde as mense wat in agting en aanbidding teenoor die Here leef. So 'n kontras. En dan sien ons hierdie gedeelte in Johannes 2 vers 15 wat sê van Jesus wat skryf. Johannes sê, toe het Jesus met touwtjies 'n sweep gemaak en almal uit die tempel uitgejaag. Ook die skape en die beeste, die geld van die geldwisselaars het op die grond uitgegooi en hy het hulle tafels omgekeer. En vir die mense wat die duwe verkoop het, het hy gesê, vat hierdie goed hier weg en moenie die huis van my Vader 'n besigheidsplek maak nie. Baie van die kommentare sê dat Jesus het moontlik sommer touwtjies van beeste en waar die diere som mekaar vasgemaak het hy touwtjies gevat en hy het 'n sweep gemaak. En ons het lank na die tweede diens gesprek gehad. Ouens, ek dink dit was 'n baie mooi sweepie. Dink jy dit was so mooi soos jou sweep nie, Leon? Ek dink hierdie is nou 'n baie nice sweep, maar ek dink hy was so mooi nie.
Ek dink Jesus het so gou as moontlik 'n ding gemaak waarmee hy hierdie honderde duisende diere en mense kon uitjaag. Nee, ek wil asseblief nie daai nee. En Jesus slaan, hy slaan sleep. En hy jaag die ouens uit. As jy nou in slaap geraak het, hoop ek jy is nou wakker. Nou die meerderheid kommentare sê dat Jesus het net die mense geslaan, ouens. Ek dink is belangrik dat ons dit sê. Jesus was nie 'n geweldige mens nie. Hy het die diere uitgejaag met die sweep en uit sy autoriteit het die mense ook saamgegaan. Maar Jesus jaag die mense uit en ek dink ons kyk so vas teen die feit dat hy die sweep geslaan het en mense uitgejaag het. Ek dink daar's soveel meer in hierdie gedeelte wat my en jou moet pla. Ek dink ons moet die vraag vra, hoekom het dit Jesus so gepla? Hoekom het dit vir Jesus so kwaad gemaak dat hy gesit het en 'n sweep gemaak het? En ek dink die ouens in hierdie proses toe Jesus die ouens jaag, ek dink die Jode en die Joodse leiers en sy disippels moes gedink het aan 'n paar gedeeltes in die Ou Testament. Onder andere een van hierdie gedeeltes was in Jeremia 7. Nou as jy Jeremia al gelees het die boek, dan weet jy dis 'n baie streng kwaai boek. Dis dalk een van die boeke in die Ou Testament wat die meeste die heiligheid en die wraak van die Here vir ons definieer. Maar ek wil hier vir jou lees, ek dink hierdie was dalk een van die gedagtes waaroor mense gedink het, veral hierdie gedeelte wat Jesus sê, moenie die huis van my Vader 'n besigheidsplek maak nie. Jeremia skryf, die Here sê vir hulle so sê die Here die Almagtige, Jeremia 7 vers 3 tot 15. Ekskuus as jy dit wil neerskryf. Maar so sê die God van Israel, maak julle lewe en julle dade reg, dat ek julle kan laat bly in hierdie land, hierdie beloofde land wat ek vir julle gegee het. Moenie julle vertroue stel in leuns nie. Julle sê ons is veilig. Dit is die Here se tempel, dit is die Here se tempel, dit is die Here se tempel. Maak liewer julle lewe en julle dade reg. Doen aan mekaar wat reg is. Moenie vreemdelinge en weeskinders en weduwees onreg aandoen nie. Moenie mense onskuldig om die lewe bring in hierdie land nie en moenie ander gode dien nie. Hy sê dit sal onheil oor julle bring. As julle aan my gehoorsaam is, sal ek julle in hierdie plek laat bly en in die land wat ek vir julle altyd aan julle voorvaders gegee het. Julle vertrou op leuns wat julle niks gaan baat nie. Hoor wat skryf hy in vers 9, hy sê, julle kan mos nie steel en moor en egbreek pleeg en valse ede aflê en wierookoffers vir Baal bring, ander gode dien vir wie julle glad nie ken nie, en my dan ook nog in hierdie tempel wat my naam dra, kom sê, ons is veilig nie. En dan gaan julle maar net voort met al hierdie gruwelike dinge. Hierdie huis wat my naam genoem is, vir julle 'n rowersspelonk geword. En dan sê die Here, ek het gesien wat julle doen. Ek dink baie van die Jode en die Joodse leiers en die disippels, terwyl Jesus hierdie besigheidsplek eintlik skoonmaak, moes gedink het aan hierdie gedeelte wat Jesus die volk gewaarsku het my tempel nie maar net vir jou 'n rowersspelonk geword nie. En ek dink ons as gelowiges 2000 jaar later moet versigtig wees dat as kerk ons nie baie keer dieselfde gesindheid het. Ek dink ons moet versigtig wees om te dink dat ons kan Sondag hier kom en die Here aanbid en dis wonderlik en 'n preek hoor en dit raak iets aan ons. Maar ons gaan maar Maandag tot Saterdag maar net weer aan soos ons wil. Ek dink stelselmatig het die aanbidding in die courts of the Gentiles stelselmatig verdwyn en stelselmatig 'n boerplek en 'n besigheidsplek geword waar ons besigheid en geldgierigheid en materialistiese goederes wou dryf. Ek wil jou aanmoedig, dalk doen die Here iets vanaand net in jou hart om jou te waarsku, Sondag moenie die enigste plek wees wat ons in God se tempel om aanbid en nie dat hierdie sy tempel is. Die kerk is definitief nie meer die tempel van die Here nie. Die Here Jesus het ons tempel geword. Ons gaan met dit eindig. Maar ek dink daar is 'n vergelyking en 'n waarskuwing vir my en jou is dat Sondag kerk nie die enigste plek is waar ons naby God moet wees. En ons moet versigtig wees deur te dink ons is hier veilig op 'n Sondag as ons Maandag tot Saterdag maar net leef soos ons wil. Ek dink die Jode was gewaarsku en het gedink aan hierdie gedeelte in Jeremia 7. Toe Jesus kom skoonmaak. Maar ek dink iets wat vir my belangrik is in hierdie gedeelte is Jesus het kwaad geraak aan ons. Dit het hom kwaad gemaak, hierdie onreg wat in die tempel van God gebeur. En so vanaand wil ek dalk iets oor dit ook sê, ek het gesprekke met baie ouens wat sukkel met woede. En dalk sit jy hier vanaand en jy's ou wat soos wil ek sukkel regtig met my meer. Ek sukkel regtig met woede. Ek sukkel regtig om dit onder beheer te bring. Ek dink Jesus se voorbeeld in hierdie is vir ons baie mooi. Is die feit dat hy 'n oomblik gevat het en 'n sweep gemaak het om homself net bymekaar te hou. Dit is nie die enigste keer wat ons van Jesus sou leer van sy woede nie. Daar's 5 keer in die Nuwe Testament opgeskryf van Jesus wat kwaad geraak het. En ek wil dit vir jou gee. Ek gaan nie 'n studie doen van hierdie, maar ek wil net die vers vir jou gee. As jy sukkel met woede, wil ek hierdie vers vir jou gee en ek gaan vir jou nog verse daarna gee dat jy dit sal bestudeer en die Here sal vertrou. Here, help my dat as ek sê ek volg U, ek in U voorbeeld kan volg. As ek sê ek's 'n kind van die Here, ek's 'n man van God of ek's 'n vrou van God, dan kan ek ook sê Here dat hierdie woede uitbarstings of die meer wat ek sou verloor, kan ek ook onderdanig stel aan die Here sodat U my sal vrymaak. Die issue met woede is nie dat jy nie vrede het nie, ouens. Die issue met woede is dat jy nie op die Here Jesus vertrou nie.
En so ons moet nie bid vir vrede nie, ons moet bid vir meer van die Here in ons lewe, sodat ons in sy voorbeeld kan volg. Maar die kere waar Jesus kwaad geword, ek wil dit vir jou sê, die eerste ene, of dis nie in volgorde nie, maar in my lys, die eerste ene is toe Jesus die man met die gebreklike hand genees het op die Sabbatsdag. En hy raak amper frustreerd met die leiers, wat hom bevraagteken, kan jy genees op die Sabbatdag? Dis in Markus 3, vers 1 tot 6. Die tweede gedeelte is waar die disippels, die kinders van die Here Jesus al weghou. Wat wie iets in die Here Jesus se hart raak, hy het gekom sodat hy by sy mense wees, en nou is sy eie mense besig om mense van hom af te weerhou. En hierdie gedeelte is in Markus 10, vers 14 tot 16. Die derde gedeelte is waar Jesus die malaatse man genees. Dis amper waar hy vir Jesus vra, en hy wil jy genees word, en jy sê ja, ek wil, en dis al so vreemd ding, en hier is dit amper so frustrasie, so woede teenoor die sonde, en die skeiding wat dit eintlik bewerkstellig het. So Markus 1, vers 40 tot 45. Die ander gedeelte is toe Jesus vir Lazarus opgewek het in Johannes 11, vers 33 tot 44. Is Jesus het so, die woorde daar gebruik word eintlik woede nie, maar dit is amper as hy het 'n discontent met die realiteit van die skeiding wat sonde tussen ons en God gemaak het. En dan lees ons van Jesus wat die tempel kom reinig in Johannes 2. Jesus het kwaad geraak aan ons. En ek wil vir jou sê, woede is nie 'n sonde nie, maar ek en jy moet begin kwaad raak vir die goed wat God kwaad maak. Ons woede is baie keer gerig uit ons selfsugtige goed. Dat ek kry nie wat ek wil hê nie, en dit werk nie uit soos wat ek wil hê nie, en dit lyk nie soos wat ek wil hê. Dit is selfsugtig. En daai woede loop gewoonlik oor op sonde, wat skeiding bring tussen ons en die Here. En so ek dink belangrik, as jy Jesus die woord woede gaan bestudeer, daar's nie vir my 'n mooi Afrikaanse woord vir dit nie. Die naaste waarna ek kon gekom het, is 'n heilige ontevredenheid. Of 'n heilige geregtigheid. Maar dit is nie, ek dink die Engels definieer dit vir my die heel mooiste, dit praat oor 'n holy discontent. Jesus was nie content met hoe dit gelyk het in die tempel nie. En hy het 'n heiligheid gehad rondom hom, 'n holy discontent. Nou die een persoon het dit vir my mooi gedefinieer. Hy het gesê, holy discontent is a deep, God-given restlessness or righteous anger about a specific wrong or brokenness in this world. It is the inner fire that will not let you look away from an issue, pushing you to take action and be part of the solution. Sien, 'n holy discontent, wanneer ons sien iets is nie reg nie, iemand benadeel word of die woord van die Here nie reg verkondig of gedeel word nie, daar's 'n holy discontent dat ek gaan iets doen. Niks van my word bevoordeel in hierdie tyd nie. Jesus was nie bevoordeeld in hierdie, dat hy die mense uitgedryf het. Dit was alles vir hom rondom wie God die Vader is en sy wil. En so, ek dink gedeeltes wat ek jou mee wil aanmoedig, as jy met woede sukkel, jy het nou die voorbeeld van Jesus gaan bestudeer, as jy gedeeltes lees, maar daar's 4 ander gedeeltes wat ek dink jou aanmoedig om woede eintlik te los. En as jy dit wil neerskryf, is jy welkom, ek wil dit vir jou sê, die eerste een is Efesiërs 4, vers 25 tot 27. Dit praat van hoe ons woede eintlik moet los. Dit moet nie deel wees van die manier hoe ons is as ons in verhouding met Jesus leef nie. Die tweede gedeelte is Matteus 5 vers 22 tot 24 waar Jesus sê, jy is gesê dat om moord te pleeg gesonde, maar ek sê vir jou, as jy net kwaad is vir jou broer, het jy al reeds in jou hart gesondig. Volgende gedeelte is Galasiërs 5 vers 19 tot 24, wanneer Paulus eintlik fits of anger onder die lys van die sondige natuur plaas. Dit is nie waarna ons moet groei nie, ons moet in die vrug van die Gees groei, wat in die voorbeeld van die Here Jesus is. En dan laastens Kolossense 3 vers 5 tot 8. Sy sukkel met woede ons. Ek het vandag die voorreg gehad om saam met oom te bid na kerk, net omdat hy sê, wil ek sukkel so met woede. Ek weet nie hoe om dit te beheer nie. Dit was so 'n voorreg om saam met hom kon gebid het en die Here te vertrou het dat in die voorbeeld van die Here Jesus is dit nie hoe hy te bly leef nie. So ek wil jou aanmoedig dat jy dit sal vertrou. Here, help my dat ek nie in hierdie woede bly nie. Jakobus skryf in Jakobus 1 vers 19, hy sê, my broers, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar gewillig wees om te luister. Hy moet nie gou te wees om te praat nie, en hy moet ook nie gou wees om kwaad te word nie. En dan sê hy vers 20, 'n mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Hierdie woede is nie dieselfde woede as wat Jesus gehad het. Hierdie woede is ons selfsugtige woede wat alles in my wil bevoordeel. Ek is kwaad omdat ek nie kry wat ek wil hê nie. Ek is gedruk geweest en ek kon dit nie onder beheer kry nie. Dis 'n sondige woede wat maak dat ons nie vir God kan doen wat reg is nie. Dan sê hy vers 21, daarom, as ons eerder aan die wil van die Here is, sê hy, daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so welig tier en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want hierdie woord kan julle red. Kom ons stel onsself ondergeskik aan die Here, ons verootmoedig ons weer voor die Here en ons vertrou die Here dat hy vir ons sal kom help. Daar's uitkoms vir jou, vriende, as jy met hierdie sukkel. En die voorbeeld is die Here Jesus. Hy kom doen iets onbesonders in hierdie gedeelte. Toe hierdie ouens kom uitjaag, en dit was gebaseer op hierdie holy discontent. En die vraag wat ek en jy moet vra is, hoekom het Jesus dit gedoen? En ek dink vers 17, kom definieer dit vir ons mooi. Johannes skryf vers 17, hy sê, toe het al sy disippels daaraan gedink dat daar geskrywe staan, die liefde vir die huis verteer my. Die Engels sê dit so mooi, dit sê, the zeal for your house consumes me. En so hierdie is 'n direkte verwysing na Psalm 68,
Psalm 69 vers 8 tot 9, wat Dawid skryf, en hy skryf die volgende, hy sê, I am a foreigner to my own family, a stranger to my mother's children, for zeal for your house consumes me, and the insults of those who insult you fall on me. Nou, dit is my baie, dit is nie 'n profetiese woord hierdie in my oortuiging nie, maar dit is vir my baie mooi hoe hierdie in lyn is met presies waar Jesus gegaan het in hierdie storie. As jy Petrus se boodskap van laasweek evalueer, aan die einde van die troue lees ons dat Jesus saam met sy familie vir 'n kort rukkie teruggegaan het Kapernaum toe. En dan lees ons dat direk daarna het hulle Jerusalem toe gekom vir Paasfees. En hierdie was die begin van Jesus se publieke bediening. En so van hier af vorentoe was Jesus, soos wat ons dit verstaan, nie weer alleen saam met sy familie soos ons dit ken nie. En so Psalm 69 is nie 'n profetiese woord nie, maar dit is baie naby aan dit van presies hoe dit met Jesus in Johannes 2 gebeur het. Om te dink dat as jy hierdie lees, I am a foreigner to my own family, a stranger to my own mother's children. Dis heeltemal waar Jesus in hierdie tyd was. En dan sê dit, for zeal for your house consumes me, is presies hoekom Jesus die tempel reinig. And the insults of those who insult you fall on me. Dis presies wat op die kruis met ons Here Jesus gebeur het. En so daar's hierdie ziel, hierdie ywer vir God se wil en vir sy tempel en vir sy manier wat gemaak het dat Jesus sê ek gaan hierdie mense uitdryf. En die vraag wat ek en jy moet vra is, vriende, het ons nog so ywer? Het ons nog so ziel vir die Here? Het ons nog so liefde wat ons verteer omdat ons 'n verhouding met Jesus leef? Nou ek het gaan evalueer, ek het 12 gaan Google, wat beteken hierdie ziel baie direk, baie mooi in eenvoud. En in eenvoud is hierdie ziel 'n heilige passie vir God en vir sy wil. Hy het 'n heilige passie gehad vir die Vader deur Jesus en vir sy wil. En dit het gemaak dat Jesus eintlik die huis van God wat 'n gebed moet wees kom beskerm teen gierigheid en teen ongeregtigheid. Dis hoekom hy die tempel kom skoonmaak het. En hierdie was 'n profetiese teken van Jesus se toewyding aan die wil van die Vader wat gelei het tot sy dood. En so daar's hierdie ywer van die Here Jesus, hierdie toewyding, hierdie ziel vir God die Vader en vir sy wil. En die vraag, vriende, wat ek en jy moet vra, wat in verhouding met die Here Jesus leef, het ons nog so ywer vir die Here, so dringendheid en 'n heilige passie vir sy wil en vir sy manier? Dis vandag die 23ste Augustus. En so 14 jaar terug het ek 3:00 die oggend tot bekering gekom. Is vandag, is my verjaarsdag in die Here, is my so wonderlik. Maar 14 jaar terug, 3:00 die oggend, het ek my lewe vir die Here gegee en tot bekering gekom. En in my voorbereiding vir die preek het ek gewonder oor hierdie vraag, Here, het ek nog soveel toewyding as waarmee ek begin het? En my antwoord was, Here, ek het U soveel meer leer ken en in my oortuiging leef ek met soveel meer toewyding teenoor U as wat ek toe geleef het. Maar die ander evaluering of erkenning wat ek net moet maak is, Here, ek weet daar was definitief tye in my verhouding met U wat ek nie soveel ywer gehad het. Daar was definitief tye in my verhouding met U, Here, wat ek nie so heilige passie vir U en vir U wil gehad het. En dalk sit jy hier vanaand en dis waar jy is en my hoop so is dat iets van hierdie boodskap van die Here Jesus vir jou sal aanvuur en sal sê, Here, help my dat ek wat U volg, dat daar 'n dringendheid in my sal wees, 'n heilige passie vir U en vir U wil. Dis wat Paulus skryf in Romeine 12, hy sê vers 11, do not be slothful in zeal, but be fervent in spirit and serve the Lord. Die Afrikaans sê dit so mooi, hy sê moenie in julle toewyding teenoor die Here verslap nie, bly altyd geesdriftig en dien die Here. Wat vir my mooi is, ons het nou 'n reeks gedoen wat gaan oor die briewe en Openbaring en die laaste boodskap aan die kerk van Laodicea, die kerk wat geken was as die lou warm kerk. In my oortuiging is dit die seisoen waar ons as kerk in leef tot die Here Jesus terugkom. En in hierdie is daar 'n sterk waarskuwing vir daai kerk en wat Johannes en wat die Here Jesus eintlik vir hierdie kerk sê is, hy sê in Revelation 3 verse 19, skryf ons in Engels, dit sê, those whom I love, I reprove and discipline, so be zealous and repent. Wat die Here Jesus vir die lou warm kerk sê is, be zealous and repent. En so daar's 'n aanmoediging vir my en jou weer vandag, ons moet sê, Here, help my, dat as ek nie so heilige passie vir U het nie, Here, help my, kom roer iets in my hart weer, dat iets my dring, dat ek vir U en vir U wil leef. En so na hierdie kom ons eintlik dan by eintlik die teologiese deel van hierdie gedeelte in Matteus 18, vers 18, wat eintlik na hierdie gedeelte gebeur. Dit is my so interessant, die Jode het na Jesus toe gekom en het hom aangespreek en vir hom gesê, met watter wonderteken kan U vir ons bewys dat U hierdie dinge mag doen? Hulle bevraagteken die autoriteit van Jesus en weer eens, dis hoekom ek dink Johannes het in die begin van Jesus se bediening plaas, sodat hulle sal weet hy het die autoriteit. Dit is wel vir my vreemd dat hulle hierdie vra, want het hulle nie nou net gesien hoe Jesus honderde duisende diere en mense uitgejaag het? Niemand in die bestaan het al ooit iets gedoen nie. En so Jesus bevestig eintlik reeds hulle autoriteit, maar hulle vra nog steeds 'n teken. Dan kom Jesus en hy sê vir hulle hierdie baie bekende woorde, vers 19. Jesus het hulle geantwoord, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom oprig. Jesus gee vir hulle 'n geestelike antwoord. En hulle reageer op 'n letterlike manier. En Jode sê toe vir Jesus, 46 jaar lank is daar aan hierdie tempel gebou en U sal hom in 3 dae oprig. En dan kom Jesus en hy sê met hierdie liggaam, met hierdie tempel, skryf Johannes,
het Jesus egter sy liggaam bedoel en later nadat hy uit die dood uit opgewek is, het sy disippels daaraan nagedink en gesê het, en hulle het aan die skrif en die woorde wat Jesus gesê het geglo. Hierdie gebeurtenis gebeur en hulle vra vir Jesus verteken en Jesus sê vir hulle, die teken vir julle, die teken wat julle nodig het, hoekom dit akkurateit is dat ek gaan sterf aan die kruis en opstaan die derde dag uit die dood uit, wat die teken het dat ek het al die autoriteit. En dit is so vreemd, Jesus het vir hulle gesê, breek hierdie tempel af. Hy het nie gesê, hy gaan die tempel afbreek, hy het gesê, breek die tempel af en bou dit in 3 dae. En dit is presies vir die Jode wat Jesus gedoen het. By Jesus' trial, sy verhoor, in Matteus 26 vers 60, lees ons die volgende, is dat die priesterhoofde en die hele Joodse raad het valse getuies teen Jesus probeer kruis, sodat hulle hom kon doodmaak. En valse getuies, baie valse getuies het na vorentoe gekom en tog kon die raad niks teen Jesus vind nie. Op die einde het daar vorentoe 2 getuies gekom en gesê, hierdie man het gesê, ek kan die tempel van God afbreek en in 3 dae weer opbou. En as jy dit mooi gaan bestudeer, dit is ook nie wat Jesus gesê het nie. Maar dit is reeds oor hierdie woorde wat Jesus sê, dat ek breek die tempel af en in 3 dae sal dit opbou, as die teken van die kruisiging en opstanding van die Jesus, wat die ou verbond mee breek en 'n nuwe verbond inbring, is die presiese woorde wat hulle gebruik het om vir Jesus te kruisig. Maar hy staan weer op. En toe Jesus opstaan, maak hy die woorde van Jesus toe waar hy gesê het, breek hierdie af en ek sal dit in 3 dae opbou. En so met hierdie wil ek 2 gedagtes met jou los en met hierdie wil ek eintlik die diens eintlik maar afsluit. Ek dink die eerste gedagte wat ek met jou oor hierdie wil los, as Jesus gesê het in die begin van sy bediening, dat hulle die tempel moet afbreek en in 3 dae moet opbou, wat wys na sy kruisiging en sy opstanding, en dat dit toe waar is, kan ons glo dat alles wat Jesus gesê het, vriende, is waar. En dit laat my jou weer die vraag val wat ek al maklik, ek wil sê 50 keer van hierdie vroeg af gevra het, is wat is die skrif van die Here Jesus waarop jy jou lewe bou? Ons wat hier sit, wat sê ons vol vir Jesus? My vraag is, wat is die skrifte, die waarhede van die Here Jesus waarop jy jou lewe bou? Want as ons oortuig is dat alles wat Jesus gesê het is waar, moet ons hom 'n klomp skrif kan gee wat waar is. En so ek wil jou net herinner, in die Nuwe Testament alleen kry ons meer as 50 skrifte wat ons herinner aan die verlossing in die Here Jesus. Wat is die een skrif waarop jy jou lewe bou? Vir my is dit Efesiërs 2 vers 8. Here sê, ons is uit genade deur geloof gered. Dis nie iets wat ek kon gedoen het nie. Dit is die geskenk van die Here Jesus. Dis niks wat ek kon gedoen het nie. Daar's soveel skrif wat ons herinner dat God met ons is. Daar's meer as 100 sulke skrifte in die Nuwe Testament wat ons herinner dat God met ons is. Hy's met ons. Een van die mooiste wat ek van nou is Matteus 28, waar Jesus ons uitstuur en aan die einde van dit dan sê hy, onthou hierdie, dat ek is met julle tot die einde van die wêreld. Hy is met ons. Daar's soveel skrif wat gaan oor vergifnis en barmhartigheid en daar's soveel van julle wat sukkel met vergifnis en barmhartigheid. En die vraag wat ek vir jou wil vra is, wil jy nie net een vers gaan kry wat gaan oor vergifnis en barmhartigheid van die Here Jesus, sodat jy in die vergifnis van die Here Jesus kan leef nie? Wat Jesus gesê het, vriende, was waar. En so wanneer ons dink aan 1 Johannes 1 vers 9 wat so in die nuwe konteks en nuwe verbond met die Here vir ons ook reiniging beteken, is wanneer ons sê ons is jammer Here, vergewe hy ons en was hy ons skoon omdat hy getrou en regverdig is. 1 Johannes 1 vers 9. Daar's soveel skrif oor vergifnis en barmhartigheid. Daar's soveel skrif oor ons moenie vrees nie. Daar's meer as 100 skrifte in die Bybel wat ons herinner ons hoef nie bang te wees nie ons. Baie ons sê daar's 365 verse, een vir elke dag. Dit is nie waar nie ons. Kan ek net dit vir jou sê? Daar is so verkeerd dit geskryf, maar dis nie primêre tekste nie. Dis van hulle wat herhaal word en ons klomp verwysings na, maar dis nie die punt. Die punt is daar is soveel skrif wat ons herinner dat ons nie hoef bang te wees nie want God is by ons. Daar's meer as 50 skrifte in die Nuwe Testament wat ons herinner dat God ons beheer. Dis die gedagte ouens, die woord van Jesus is waar. En die vraag wat ek wil vra is, wat is die skrif van Jesus, die woorde van Jesus waarop jy jou lewe bou? 'n Laaste gedagte wat ek met jou wil los in hierdie is die wonderlike nuus van die reiniging van die tempel is Jesus kom verander die verhouding wat ons met hom kan hê. Vir 1500 jaar plus het die Jode en Israeliete 'n tipe verhouding gehad met God, wat hulle tempel toe, na 'n gebou toe moes gaan en na 'n persoon toe moes gaan sodat hulle verhouding met God kon gehad het. En Jesus kom en hy verander, hy kom maak die tempel skoon en hy kom verander hoe ons verhouding met God kan lyk en hy kom maak dit persoonlik dat ek en jy hom persoonlik kan ken. Hy verwyder die tempel en hy word self die tempel. Die kerk, vriende, het nie die tempel geword nie. Dit is belangrik dat jy hierdie weet. Ek en jy word nie gered omdat ons kerk toe kom nie. Ons word gered as ons na Jesus toe kom. En in Matteus 12 vers 6 skryf Jesus presies hierdie 53 vertaling sê, ek sê vir julle, een wat groter is as die tempel is hier, en hy praat vir homself. Hy sê ek is hier. Soveel te meer om dit te bevestig aan die einde van Jesus se lewe, Matteus 27. Lees ons so aan die kruis, die oomblik aan die kruis kom Jesus en hy sê die volgende, in sy laaste woorde, hoor wat sê Jesus. Jesus het weer hard uitgeroep en sy laaste asem uitgeblaas. Hoor wat gebeur hier op sy sterf, in die oomblik wat hy sterf. Jesus sterf en dan lees ons vers 51, op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. En die aarde het geskit en die rotse het mekaar gebreek. Die teken van Jesus se kruisiging
Het so die deur oopgemaak, dat dit nie net die een priester is, wat 1 keer per jaar in die tempel kon gaan, en nie, hy het dit laat oopskeer, die gordyn, wat die teenwoordigheid van God beteken het, en dit kom symboliseer, dat ek en jy in die teenwoordigheid van God kan leef. Die vraag is, leef jy in so 'n persoonlike verhouding met Jesus? Of leef jy gebaseer op wat ons van die stage af vir jou sê, en wat ouens van die preek af op YouTube vir jou sê? Leef jy in 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus, waarin jy hom persoonlik kan ken? Ons as baptiste ons het 7 beginsels, as jy die studie van die baptiste doen, ons het 7 baptiste beginsels waarop ons kerk bou. Nou, baie van die beginsels is in baie ander kerke ook, maar 2 van hulle is iets wat ek vir jou wil noem, en ek dink die eerste een is die direkte heerskappy van die Here Jesus. Ons glo, dis vir ons eerste een. Ons glo dat hy wil direk betrokke wees in sy kerk en in jou lewe. Hy wil jou persoonlik ken. En ek dink die tweede een is the priesthood of all believers. Wat beteken dat elkeen van ons het toegang tot die Here. Ons kan elkeen na die Here toe gaan. Dit is nie meer nodig dat jy na die kerk toe moet kom of na iemand toe kom sodat jy verhouding met God kan hê nie. Ons kan elkeen self na die Here toe gaan. En dis 'n herinnering eintlik aan hierdie beginsel dat Jesus toe hy die tempel gereinig het, het hy die teken gegee dat hy wil in ons leef. Hy wil persoonlik verhouding met elkeen van ons hê. En so die vraag wat ek en jy moet vra is, ons ken jy vir Jesus so? In Openbaring, ek het nog 2 verse, so gee my kans. Openbaring 21, Johannes skep so die prentjie vir die ewigheid, in die nuwe Jerusalem. En dan skryf hy hierdie in vers 22, hy sê, 'n tempel het ek nie in die stad gesien, hier die nuwe Jerusalem, die nuwe aarde, die nuwe hemel waar ons gaan wees. Hy sê, ek het nie 'n tempel gesien daar nie, want sy tempel is die Here God, die Almagtige, die Lam, die Here Jesus. Hy het die tempel verwyder aan, sodat ek en jy na hom toe direk kan kom. En so die vraag wat ek en jy moet vra dan aan die einde van hierdie is ook, Here, wat moet ons dan doen? As jy die tempel skoon gemaak het en al die obstruksies weggevat het sodat ons persoonlik verhouding met U kan hê, wat moet ons doen? Ek dink Paulus skryf dit vir my baie mooi en hierdie vers het al in die vas in die begin van die jaar in my hart baie erg gedruk en ek het al 'n paar keer oor dit ook hier op die stage gepraat. Maar ek dink hierdie is so relevant. In Romeine 12 vers 1 kom Paulus en hy sê, en nou doen ek hierdie beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van die Here. En ek doen dit self vandag vir julle ons. Ek doen 'n beroep op julle. As gevolg van die groot ontferming van die Here, as gevolg van die liefde van die Here vir jou. Gee jouself as lewende en heilige offer vir die Here. Gee jou lewe as lewende en heilige offer vir die Here. En dan skryf Paulus, hy sê, wat vir die Here aanneemlik is, maar dan skryf hy sê, dit is die wesenlik van die godsdienst wat ons moet beoefen. Ek wil jy so vanaand aanmoedig dat jy dalk weer sal kom en sê, Here, ek gee my lewe weer vir U. Ek gee my lewe as offer, as 'n heilige, lewende offer vir U. U wat die lewe vir my gegee het, Here, ek gee my lewe vir U. En ek kom bid so, Here, dat U iets in my hart weer sal wakker maak, dat daar 'n heilige passie, hierdie ywer, hierdie ziel vir U sal wees, dat ek vir U in U wil leef. My gebed so vir ons as kerk is dat ons 'n kerk sal wees wat sal ken word, dat so ons leef vir die Here. Ons leef vir sy wil. Ons leef nie net op Sondag vir die Here nie, ons leef Maandag tot Sondag voluit vir die Here. En so die manier hoe ek hierdie diens vanaand wil afsluit, ek wil nie verder vir jou preek nie, ek wil vir jou bid vanaand, dat die Here iets in ons hart kom wakker maak. En ek wil bid vir die ouens wat met woede sukkel, dat die Here jou sal. Ek wil bid vir ons as kerk, dat die Here iets in ons harte sal wakker maak, dat daar 'n dringendheid sal wees, 'n holy discontent sal wees vir die wêreld waarin ons leef. En dan wil ek dalk van jy, dalk as jy vanaand, jy ken glad nie die Here nie, wil ek vir jou ook bid. Dat jy die Here sal ontmoet, dat jy iets van hom sal beleef vanaand, en jy sal besef jy het hom nodig. En so hoe ek dit wil doen, is ek wil graag vra dat almal sal staan. En op so 'n manier wil ek vir ons bid. So kom ons staan, dan bid ek vir ons. Here Jesus, dankie vir hierdie woord. Here, dankie vir hierdie gebeurtenis, hierdie voorbeeld wat U vir ons kom stel het, Here. Dis soveel meer as U wat net die sweep geslaan het, Here. Dis hier wat vir ons kom wys het, dat U persoonlik, U wil ons persoonlik ken, Here. En so vanaand wil ek begin, Here, hierdie gedeelte stel U tog vir ons 'n voorbeeld van hoe ons met ons woede moet doen, Here. En ek wil vanaand vir elke persoon wat sukkel met woede kom bid in die naam van die Here Jesus, dat hulle U sal vertrou, Here. Die antwoord is nie vrede nie, Here Jesus, die antwoord is U. En ek sal kom bid so, Here, dat U sal kom ingryp in elke man en elke vrou en elke ou mens en elke jong mens wat sukkel met die meer en sukkel met woede. Mag hulle U voorbeeld, Here Jesus, kom bestudeer. Mag hulle nader na U vertrou, dat U hulle sal kom vrymaak, Here. En in U vryheid, Here, dat hulle U vrede sal sien. Ek bid dat hierdie verhouding sal herstel waar woede afgebreek is. Ek bid dat waar daar guns verloor is, dat U guns weer sal teruggee. En dat hierdie ouens wat so gesukkel het met woede, dat dit mense sal word, Here, wat voorbeelde word van U, Here Jesus. Ek wil vir ons as kerk kom bid, Here,
Dit druk so op my hart. Mag U ons kom raak in ons hart vanaand, Here, met 'n heilige vuur, 'n dringendheid, Here, vir wie U is en wat U wil is. Dalk is daar ouens hier vanaand wat al langsam met die pad stap en dalk verslap het in hulle toewyding, Here. Ek bid vir elkeen van ons, vir my, vir elke persoon wat dien, vir elke persoon wat kerk is, vir elkeen wat aanlyn is. Mag jy iets nuuts in ons hart wakker maak vanaand, Here, dat ons voluit, Here Jesus, vir U wil leef. Mag ons nie geken word soos die Jode op die tempelplein toe daar instap, dat in plaas van aanbidding was ons besig met wêreldse goed nie. Mag ons geken word as die kinders, Here, wat besig is met die dinge van die Here. Nie omdat ons moet nie, maar omdat ons nie anders kan nie. Dit dring my dat ek oor U goed wil besig wees. En dan wil ek bid vir ouens wat dalk nie U nie ken vanaand, Here. Dalk is die ouens hier, Here, wat U nie ken nie. As dit jy is, ek bid so dat jy vanaand na die Here toe sal uitreik en sê, Here, ek het U nodig. Here, ek het U nodig, ek wil my lewe vir U gee. As dit jy is, dan hoop ek jy kom vorentoe en jy kom praat saam met ons kan saam met jou bid, sodat jy die Here kan aanneem as Here en verlosser van jou lewe. Jou lewe vir hom sal gee, sodat jy nie anders kan as om te getuig van die dringendheid in jou hart vir wie hy is en vir sy wil nie. Here, U het 'n plan vir elkeen, hoekom hulle hier vanaand en hoekom hulle aanlyn kyk. My hart is nie, Here, dat iemand die sweep sal onthou vanaand nie, my hart is dat ons 'n dringendheid sal onthou, Here Jesus, dat ek voluit vir U sal leef. So ek bid so vir ons as kerk, dat U dit ook sal doen. So kom vra dit, Here, in Jesus naam. Amen.